Baie dankie. Kom ons maak dan ons Bybels oop vanaand by Lukas, hoofstuk 24, die laaste 4 verse. Ek onthou verlede jaar se hemelvaartdiens asof dit gisteraand was. So vars is dit nog in my gemoed en ek kan nie dink dis 'n jaar later. En hier is ons weer, die tyd wat so ongelooflik vinnig vlieg. So, wat 'n voorreg, wat 'n vreugde om die hemelvaart van ons dierbare Heiland en ons Here Jesus te kan herdenk vanaand. Ek is dankbaar vir elke een wat hier is. Jy hoor hoe kies ek my woorde, ek sê nie wat die moeite gedoen het om hier te wees nie, want dis nie vir ons moeite om in die naam van die Here by mekaar te kom nie. Nee, maar dankie, waardeer dat u hier is, dis wonderlik, die samesyn en mag die Here se naam daardeur groot gemaak en verheerlik word. Lukas 24 vers 50. En hy, dit is die Here Jesus, het hulle uitgelei tot by Betanië. En hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, letterlik seënende, is hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Amen. En dan blaai ons ook net na Handelinge 1. Daar is net so 'n pragtige teboekstawing van die hemelvaart. Handelinge hoofstuk 1. Ons lees van vers 9 tot 11. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle wat sê: Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af wat genoem word die Olyfberg wat naby Jerusalem is, 'n Sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef. En dan die name van die disippels wat daar was. Ons gaan net tot daar saam lees uit die onfeilbare en kosbare woord van die Here. Ons bly net so sit vir 'n oombliekie, dan buig ons harte in aanbidding en ons vra die Here se seën. Baie dankie Hemelse Vader dat ons hierdie besondere dag in ons lewens kon hê. Dankie dat ons vroeg vanmôre toe ons wakker geword het, reeds van vriende en broers en susters op WhatsApp mooi beriggies ontvang het, wat ons elke een, en ek dink meeste van ons het dit seker gekry en dalk self ook aangestuur, wat sê geseënde hemelvaart vir jou. Here, ons is so dankbaar dat ons in hierdie aand kan weet, u hemelvaart hou vir ons baie groot, kosbare betekenis in. Dis eintlik heeltemal anders as wat 'n mens sou dink. Iemand se weggaan, heengaan, kon en sou beteken. Gewoonlik as iemand weggaan, is daar 'n leemte. Is daar verlange, is daar 'n probleem, maar u hemelvaart het soveel wonderlike dinge kom ontsluit en die seën van die Here op soveel maniere na ons as u kerk gebring. En ons dank u daarvoor. Ons wil bid, Here, dat die oordeenking van u woord in hierdie aand elke hart sal kom aanraak. Ons weet, u, ons Vader, en ons Here Jesus en die Heilige Gees begeer om daagliks ewigheidswerk, afrondingswerk, veranderingswerk in kinders van God se lewens
te doen. En U begeer ook dat mense wat nog in hulle sonde verlore is, met God versoen sal word deur die bloed van die lam. Dis U begeerte vir 'n mensdom. En daarom verklaar U ook in U woord dat U die pottebakker is en ons is die klei en U wil ons vorm en U wil ons maak na die beeld van ons Here Jesus, soos dit U behaag. En daarom bid ons, kom vanaand, wonderbare Heilige Gees. En laat hierdie gebed nie maar net 'n geuite gebed wees as ons bid dat U in die eerste plek die spreker agter die kruis sal verberg, sodat die stem van die Heilige Gees gehoor kan word. En dan ook dat U van sitplek tot sitplek, persoon tot persoon vanaand kragtig sal werk. Ons sien uit om U woord te ontvang en ons vra dat U naam daardeur verheerlik sal word as U ons lewens verander soos U wil. Ons bid dit met diepe dankbaarheid in die kosbare en wonderlike naam van ons Here Jesus. Amen. Ek wil graag dan vanaand met U praat oor die betekenis van die hemelvaart vir die gemeente. Wat beteken hemelvaart vir die gemeente? En as 'n mens kyk na die woordjie betekenis, dan gaan dit daaroor wat se nut en wat se voordeel. Ek soek nou na nog byvoeglike naamwoorde. Hou dit vir ons in. Wat wil die Here deur hemelvaart vir ons doen? In ons doen en deur ons doen. Ons was in 2021 was ons by ons kinders in Luxemburg met die geboorte van ons kleinste beertjie, die nuutste enetjie. Hy is nou ook alweer 5 jaar oud. En hemelvaartdag, toe sê ek vir Annetjie, kom ek en jy gaan vandag, ek het nou opgelees en ek het gehoor van 'n baie besondere begrafplaas wat daar in Luxemburg is, en dit is dan nou die begrafplaas waar Amerikaanse soldate wat gesneuwel het in die Tweede Wêreldoorlog begrawe is. En dit is dan nou die ingang van die plek. Daar staan Luxembourg American Cemetery and Memorial, 'n plek wat jou nogal in die hart gryp as jy daar loop. Daar is so oor die 5000 Amerikaanse soldate in hierdie begrafplaas begrawe. Meeste van hulle het gesneuwel in die baie beroemde, en ek gaan nou maar die Engelse naam noem, ek het nagelaat om te kyk wat die Afrikaanse naam is, the Battle of the Bulge, daar in die Ardennes-bosse in Luxemburg in België. En 'n mens loop deur hierdie plek, en dan wonder jy in jou hart, hoeveel van hierdie jong manne, hierdie soldate wat gesneuwel het, hoeveel van hulle die voorreg gehad om 'n ontmoeting met God deur die Here Jesus te kon hê. Tussen die grafte was daar ook 'n graf wat my opgeval het, een kant, en wat in die teenoorgestelde rigting kyk van al hierdie grafte, en dit is die graf van die baie bekende, beroemde en ook omstrede bevelvoerder generaal George Patton, die bevelvoerder van die Third Army, die derde leer van die Amerikaanse weermag. En ek het aanvanklik gedink, hy het ook in die slag gesneuwel, maar toe ek nou gaan lees, toe sien ek nee, hy het na die tyd in 'n motorongeluk daar in Luxemburg gesterf, maar hy het die begeerte uitgespreek om tussen sy soldate begrawe te word. En dit was op Hemelvaartdag dat ek en Annetjie daar rondgeloop het. En natuurlikerwys kom dit in my hart op. Die Bybel praat van 'n dag waarop die Here Jesus
gaan terugkom na hierdie aarde toe, om sy kinders te kom haal, en in my verbeelding het ek toe 'n prentjie gesien, wat 'n mens nou ook al kan namaak, van dieselfde begrafplaas, as die Here Jesus die dag terugkom, en daarvan hierdie grafte gaan oopbreek, wanneer hy sy kinders kom haal, die van hulle wat hom geken het. Nou ja, die engine wat my gehelp het, om die ding te maak, wonder ek of hy dalk te veel. Mens sal nie weet nie, nê? Te veel soldate wys wat opstaan. Mens weet nie of daar so baie is en was wat die Here ken. As ek dink aan ons samelewing, hoeveel mense is daar vandag wat die voorreg het om die Here Jesus waarlik te ken en te dien en uit genade gered te wees. Maar dit is iets wonderliks wat hemelvaart vir ons dan ook inhoud, die laaste punt waarby ons gaan stil staan. En daarom wil ons nie vanaand vashaak by 'n begrafplaas nie. Nie vashaak by wie is moontlik gered in daardie begrafplaas en wie nie. Ons wil deurgaan in die lig van hemelvaart en op daardie wonderlike wete dat daar iewers in die toekoms, en ek dink en ek glo dit is in die nabye toekoms, die opstanding van die regverdiges in begrafplase reg oor die wêreld gaan plaasvind, as Jesus weer terugkom, soos wat ons gelees het, die engel vir die disippels gesê het, hierdie Jesus sal net so terugkeer, soos julle hom sien wegvaar. En daarom herinner hemelvaart ons vanaand aan die feit, aan die wete, dat Jesus leef. Hy het die dood finaal oorwin. Ons kan daarin verheug en bly wees. Ons kan vanaand so aan mekaar stamp en vir mekaar sê, broeder, suster, wees bly in die Here, want ons Here Jesus leef. Daar is niemand soos hy nie. Hy gaan soos wat Arian Baan die afgelope 2 weke hier by ons dikwels gesê het, straks kom hy terug. Binnekort kom hy terug. Ons verwag dit, ons glo dit. Ons gaan nie datums voorspel nie. Ons gaan nie sê, ja, dis nou net nog 'n jaar of 2 jaar nie. Al wat ons weet is, die tekens wys vir ons, dit is binnekort wat ons Here Jesus terugkom. Want 1 Tessalonisense 4 vers 16 is die belofte vir ons aangeteken dat die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van die aartsengel, die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons, kinders van die Here, wat in die lewe oorbly, saam met hulle, met veranderde, verheerlikte liggame, die Here tegemoet gaan in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Kom ons kyk vanaand, as kinders van die Here, as gemeente saam, wat se betekenis hou hemelvaart vir u en vir my in. En net voor ek vergeet, ek wil asseblief al die manne vra, om net na die diens, gou my vrou in die saal te help, die tafels net reg sit in die stoele vir die ete Sondag. Jammer dat ek so wreed onderbreek, maar as ek dit vergeet, moeilikheid. Goed, in die eerste plek, hemelvaart beteken vir ons in die gemeente, dat Christus sy verlossingswerk volbring het. Hy het dit afgehandel. Ons praat van sy volbragte verlossingswerk. Dit is heeltemal volmaak. Daar skort niks, daar kort niks. En 'n mens kan so maklik dink dat toe Jesus opgevaar het hemel toe, kan dit so maklik lyk dat dit kon wees omdat hy misluk het op hierdie aarde. Omdat sy plan nie uitgewerk het nie. Dit wil so op die oog af lyk of dinge vir hom heeltemal skeef geloop het. Hy het aan 'n kruis geëindig.
En baie mense vergeet van sy opstanding uit die dood. En ek wil dit benadruk, sy liggaamlike opstanding uit die dood. Menslik gesproke kan dit vir 'n mens lyk asof dit wat hy op aarde kom doen het onafgehandel is. Hy laat 'n ou klein groepie verskrikte disippels agter, wat op die oog af nie lyk of hulle weet of dit herwaarts of derwaarts moet gaan nie. Ek meen nou Petrus wat die leier van die klomp is, het nog enkele weke van tevore het hy nog die Here Jesus verloon en vir 'n diensmeisie gesê, ek ken hom nie. Ek is nie deel van hulle nie. Ek weet nie wie hy is nie. Daar is nie 'n gevestigde kerk op aarde toe Jesus se hemelvaart plaasvind nie. Die evangelie is beperk tot die land Israel. Dit het nog nie uitgebrei verder as die grense van Israel nie. Dit wil so voel asof die Here Jesus nog baie meer moes doen voordat hy terug kon gaan hemel toe. Maar hoor wat sê Johannes 17 vers 4 vir ons baie duidelik. Ek het u verheerlik op die aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Dis afgehandel. Reeds in die bovertrek, terwyl Jesus die hoëpriesterlike gebed vir sy disippels bid, in Johannes 17, nog voor die kruis, het hy gesê, die werk wat ek gekom het om te doen, is volbring. Is afgehandel, daar moet niks, Jesus kon en moes niks bygedoen het nie. Dit is ook dat hy aan die kruis hierdie woorde herhaal, die laaste woorde wat uit sy mond uitgekom het, tetelestai in die Grieks, dit is volbring, dis afgehandel, die prys is volkome betaal, om sondaars uit hulle sonde te red en vry te maak. En ag, hierdie uitroep van ons Here Jesus, is 'n kragtige oorwinningskreet, dit is volbring, 'n oorwinningskreet. Die prys is volkome betaal. U en ek kan nie en hoef nie en durf nie iets te probeer bydoen om op so 'n manier ons saligheid te verdien nie. Jesus het alles gedoen. Hy het alles volledig afgehandel. En dis hoekom Paulus uiteindelik vir die Efesiërs kan skryf in Efesiërs 2 vers 8, uit genade is julle gered. Met ander woorde, op grond van wat hy gedoen het, op grond van sy volbragte werk. Dis nie nodig om iets by te doen nie. Julle kan nie iets doen om ook 'n stukkie verdienste daaraan by te voeg nie. Dis loutere genade alleen. Die skuld is gedra, die dood en die Satan is oorwin. Die weg na God is vir 'n sondaar geopen. En elkeen wat wil, sê Openbaring 22 vers 17, kan die water van die lewe neem verniet. Jesus het alles gedoen. En daarom kon hy opvaar hemel toe. Daarom kon hy teruggaan na sy Vader. Die Hebreërskrywer leer vir ons dat Jesus nie soos die Ou Testamentiese priesters oor en oor offers moes bring daar in die voorhof van die tempel of die tabernakel nie. Hy het nie nodig gehad om telkens offers te bring nie. Nee, sê die Hebreërskrywer in Hebreërs 11, so pragtig, hy het homself eenmal geoffer om 'n ewige verlossing teweeg te bring, 'n volmaakte verlossing. Daar hoef absoluut niks bygedoen te word nie. En daarom is hemelvaart eintlik vanaand God se verklaring aan ons. Die offer van my seun is afgehandel. Dis voldoende. Dis 'n volbragte offer. Daar is absoluut niks verder nodig nie. Dis dan die eerste gedagte. Die verlossingswerk van Jesus is volbring. Maar in die tweede plek wil hemelvaart, dra hemelvaart ook vir u en my die betekenis
dat Christus regeer en intree vir sy gemeente. As ons dink aan hemelvaart, kan ons weer 'n keer so maklik by die verkeerde gevolgtrekking uitkom, deur vir mekaar te sê, hy het weggegaan, en ek beklemtoon die weg. Hy is nie meer met ons nie. Hy is nie hier nie. Hy's in die hemel, hy's hoeveel ontelbare kilometers, onbereikbaar ver van ons, daar in die ontoeganklike lig. En 'n mens sou kon uitroep, uit pure wanhoop, wat 'n ramp dat Jesus ons verlaat het en weggegaan het. Hy is nie meer by ons nie. Ek sê, dis 'n verkeerde gedagte, wat 'n mens baie maklik kan bedink met hemelvaart. Maar hemelvaart beteken eintlik inteendeel die teenoorgestelde. Jesus is nie afwesig nie. Hy is nou op die troon. Paulus skryf in Efesiërs 1 vers 22 so mooi, dat God het alle dinge onder sy voete gestel, onderwerp liewer, en hom as hoof bo alle dinge vir die gemeente gegee. Kan jy sien, ons tema, wat se betekenis het hemelvaart vir die gemeente? God het Jesus as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Dis ons voorreg. Dis die posisie wat ons beklee. Die verhoogde Christus regeer oor konings en nasies. Ek wonder hoe voel hierdie manne, of hoe sal hulle voel, en hierdie vroue, as jy vir hulle sou sê, weet julle wat, as dit nie vir die Here Jesus was nie, het nie een van julle die posisie gehad, wat julle beklee nie. Sê Romeine nie uitdruklik dat God stel konings af, en hy haal hulle van die troon af. En vir my is dit baie duidelik, as jy kyk na hierdie leiers, ek gaan my nie uitlaat nie, maar as jy kyk na hulle, ja, kom ek sê net dit, hulle moet op hierdie oomblik daar wees, sodat die wêreld voorberei kan word, as Jesus sy bruid kom haal, dat die antichrist met al die antwoorde vir hierdie wêreld geopenbaar kan word, en die wêreld hom aanvaar, en soos Openbaring 13 sê, verwonderd agter die dier aanloop. As ons op hierdie stadium 'n klomp sterk leiers op aarde gehad het, wat wys was, en wat die wêreld op 'n intellektuele goeie manier regeer het, en dinge het op hierdie aarde baie goed gegaan, wie sou dan die antichrist omhels as hy kom? Die chaos gaan nog groter word, wat ons vandag beleef. Dit gaan nog verder uitbrei, want mense moet tot in hulle siele in siek wees, vir al die politieke leiers op aarde. Dan sal die antichrist opstaan. Daniël 9 maak dit baie duidelik. En hy sal 'n sterk verbond met Israel sluit. En hy sal as die wêreldleier tevoorskyn kom met al die antwoorde van al die probleme. En u en ek weet, dit is maar skynantwoorde. Dit is nie God se antwoorde nie. Maar dis hoe die Here op die oomblik die raad van sy wil uitwerk. Dis waarheen ons op pad is, dis waarheen ons op pad moet wees. En daarom is dit vir my so wonderlik om te weet dat Christus is groter as al die heersers op aarde. Sy troon is nie vanaand leeg nie. Hy het opgevaar en die troonposisie in die hemel gaan bestyg. Dis hy wat leiers aanstel en afsit. En jy moenie kwaad wees of verstom wees of verbaas wees. Hoekom stel hy sulke swak leiers aan? Ek dink ek het dit duidelik gestel. Hoekom die Here toelaat dat die leiers wat nou op aarde is. Dis wat ek dink wat die Bybel baie duidelik vir ons leer.
Maar weet jy wat, u en ek as gemeente het vanaand 'n wonderlike, heerlike troos, as ons na hierdie punt kyk. Hy regeer en hy tree in vir sy gemeente. Jesus is nie ver weg en onbetrokke nie. Hebreërs leer vir ons dat hy ons groot hoëpriester is. Terwyl die Bybel ons leer van ons groot hoëpriester, dan sê hy, ons het nie 'n hoëpriester wat nie medelee het met ons swakhede nie, maar een wat in elke opsig versoek is, net soos ons, maar sonder om te sondig. Hy ken ons. Hy verstaan ons stryd. In Romeine 8 vers 34 sê so mooi, wie is dit wat veroordeel? Dit is Christus wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Dit kan ook vertaal word met wat ook vir ons pleit by die Vader. Daai intree kan ook met pleit vertaal word. Liewe broers en susters, ons dien nie 'n gestorwe held, soos generaal George Patton, van wie ons foto's en herinneringe oor het nie. Ons dien 'n lewende middelaar, die koning van die konings en die Here van die Here, Jesus wat vir ons sondes gesterf het en uit die dood uit liggaamlik opgestaan het en wat opgevaar het na die hemel en wat nou intree vir sy kinders en vir sy gemeente. Wat 'n voorreg. In die volgende plek sien ons dat hemelvaart beteken vir die gemeente, Christus werk ook nou deur sy gees. Hy werk deur sy gees. Ja, daar is gemeentes en plekke waar die werking van die gees nie so kragtig en so sterk beleef word nie. Waarom? Omdat kinders van die Here soms geneig is om te doen wat die Bybel vir ons sê ons nie moet doen nie. Naamlik om die Heilige Gees te bedroef en hom selfs uit te blus. Dan staan hy terug. Dan gaan ons op ons eie aan. Maar in Johannes 16 vers 7 het die Here Jesus baie duidelik geleer as hy sê, maar ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle toe kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom met 'n hoofletter na julle toe stuur. U moet tog nooit twyfel in die sekere wete dat die Heilige Gees die derde persoon in die goddelike drie-eenheid is. Die Heilige Gees is nie iets nie, hy is iemand. Jesus sê ek sal hom na julle toe stuur. Ja, hy's gees, 'n persoon, 'n hom, hoef nie noodwendig 'n liggaam te hê nie. God die Vader het ook nie 'n liggaam nie. Jesus het ook nie 'n liggaam gehad nie. Hy het een kom aanneem in Bethlehem. Hy het mens geword. En die Heilige Gees is 'n persoon. Klink dit vir u reg? As die Here Jesus sê, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Sou dit nie vanaand baie beter gewees het as ons 'n toergroep kon reël Israel toe en ons met hom 'n afspraak maak en sê, Here Jesus, ons wil u graag van aangesig tot aangesig kom ontmoet. Daarom gaan ons vir ons vliegkaartjies koop en ons gaan iewers daar by 'n kibbutz bly, want ons wil u graag lewende lywe ontmoet. Klink dit nie baie meer voordelig nie? Al klink dit vir iemand voordelig, dit is nie.
Mens vra die vraag, hoe kan dit beter wees dat Jesus weggaan? Hoe kan dit beter wees as sy persoonlike teenwoordigheid? Maar ons weet, dat as hy vanaand liggaamlik nog op aarde sou wees, dan was hy beperk om op een plek, op een slag te wees. Sy agenda sou so vol gewees het, dat ek weet nie of ons in die volgende 20 jaar met hom 'n afspraak sou kon kry. Verstaan nie wat ek probeer sê daardeur. So dit was eintlik 'n beperking. Maar die Heilige Gees, wat hy op Pinksterdag uitgestort het, werk nou in elke kind van God, in elke gemeente, oor die hele aardbol heen. Dit is my so wonderlik toe ek Arjan Dinsdag aand op die lughawe afsien, om te weet, hy gaan nie nou weg van God se teenwoordigheid nie, hy gaan Nederland toe waar God kennelik teenwoordig is en ook in sekere dele kragtig werk. So mooi om dit te aanskou en te beleef. En in Amerika, waar Altus hulle is, en in Engeland waar Louisa is, almal lidmate van ons, wat op verskillende plekke op aarde op hierdie oomblik sit, en die Heilige Gees is daar kragtig en kennelik teenwoordig. Ons moet vanaand weet, gemeente en veral broeders kerkraad, ouderlinge in die besonder, dat om 'n gemeente te bestuur, is nie net organiseer nie. Dis nie net strukture skep nie, dis nie net planne maak nie. Dis nie net om by 'n bepaalde tradisie te hou nie. Ons menslike vermoë skiet ver te kort. Ons het die werking van God die Heilige Gees nodig om hierdie gemeente na behore te kan versorg. En hy's uitgestort op Pinksterdag. Hy hoef nie weer uitgestort te word nie. As ons hom dalk bedroef het, of nog 'n trappie verder gegaan het, en wat die woord sê, hom geblus het, dan moet ons dit bely. Ons moet terugkeer na die Here toe, en ons moet vra, Heilige Gees, kom werk met nuwe krag in ons midde, kom openbaar u self, doen u die bonatuurlike wat ons nie kan nie. Red siele, Here, heilig kinders van God. Daarom sê Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, wanneer julle vervul word met die Heilige Gees. Met ander woorde, hemelvaart het nie die bediening van Jesus beëindig nie. Hy het nie weggegaan nie. Inteendeel, ek dink sy werk het vermeerder. As ons dink aan die wonderwerk, hoor net vriende, dis 'n wonderwerk. Hierdie 12 verskrikte ou, of 11 wat oorgebly het, verskrikte ou disippeltjies. Hulle het later vir Matthias bygekies en later het Paulus die apostel van die heidene geword. Maar dis 'n ou klein groepie waarmee die Here begin het. Het in 'n kwessie van enkele dekades die hele wêreld met die evangelie bereik. Christus werk nou deur sy Gees. In die 4de plek beteken dit ons opdrag. Nou ek het gesukkel om woorde te vind hier. Toe het ek maar gesê ons opdrag het begin. Ek dink nog steeds, Dominee Jurgens kan my help om dit beter te verwoord. Met sy homiletiek kennis, maar ons opdrag het begin. Ons opdrag het aangebreek. Jesus word weggeneem. Wat doen die disippels? Wat sê die engel vir hulle? Galileese manne? Wat staan julle so en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle weggeneem is, gaan net so terugkom soos julle hom sien opvaar het. En wat sê Lukas, wat doen hulle toe?
Hulle draai toe om en hulle gaan met groot blydskap terug Jerusalem toe, bovertrek toe, waar hulle gewoond was om te wag. En wat gaan doen hulle in die bovertrek? Hulle bid eendragtig saam vir die uitstorting van die Heilige Gees, die belofte wat Jesus gemaak het. Daar's nou werk om te doen. Die evangelie moes verkondig word van Jerusalem af en verder. En hierdie groot opdrag, gaan dan heen, maak EG lidmate van alle mense. Ek bly julle lag. Maak disippels van al die nasies. Doen dit al dopende en al lerende in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Hierdie opdrag hou vandag nog krag. Die opdrag het gerealiseer, miskien is dit 'n mooi woord. En daarom, as ons vanaand na die Here Jesus kyk, ons kyk na sy aardse bediening, ons kyk na sy sterwe aan die kruis, ons kyk na sy opstanding, en ons kyk na sy hemelvaart, dan kom ons in terme van die Here Jesus tot een enkele gevolgtrekking. Wat is dit? Jesus was getrou aan sy taak tot die einde. En nou roep hy ons. En hy sê, my kinders, deur die jare het ek vir Petrus en vir Johannes en vir Jakobus en al die ander en later vir Paulus agtergelaat, dat hulle getrou moet wees aan die verkondiging van die evangelie, maar dis nou 2026. En nou is daar 'n Andrei en al die ander, ek wou nou name genoem het. Kan ek maar sê John en Shaal en Andries en die res. Paulus hy's by die Here. Hy het sy beurt gehad. Hy het sy geleentheid gehad om getrou te wees aan die groot opdrag. Dis nou ons beurt. Nie ander mense se beurt nie, dis nou ons beurt. Ons moet nou getrou wees aan die uitvoer van hierdie groot taak. Jesus roep ons en stel ons aan om getrou te wees. En daar is maar een ding wat ons moet dryf om getrou te wees. Wat is dit? Is dit vrees? Skalk, gaan jy vanaand huis toe omdat jy bang is vir Joan? Niemand glo jou nie. Jy gaan huis toe omdat jy vir haar lief is. Ons liefde vir die Here dring ons tot getrouheid. Dis al liefde. En dan die laaste gedagte, wat hou hemelvaart vir ons in? Die belofte Jesus kom terug. Hierdie Jesus sal net so kom soos julle hom na die hemel toe sien wegvaar het. Ek wil vanaand vir u sê, kyk uit vir 'n bewolkte dag. Hy gaan op die wolke kom. Dis wat die Bybel leer. Kyk uit. As jy buitekant is en daar hierdie groot cumulus wolke begin saampak, dan moet daar 'n verwagting in jou hart kom. Miskien is dit vandag. Miskien kom hy op hierdie wolk. Dis nou sommer maar net 'n eenvoudige ietsie wat ek sê. Maar hierdie selfde Jesus wat opgevaar het, wat vanaand in die troon is, wat die groot hoëpriester van die gemeente is, hy gaan kom in die eerste plek om sy kinders te kom haal, die wat aan hom behoort. Hoekom kom hy ons eers haal? Vir dieselfde rede waarom God eers vir Noag in die ark laat ingaan het. En dieselfde rede waarom God eers vir Lot uit Sodom en Gomorra uitgehaal het. Want die oomblik as Jesus sy kinders kom haal, lees maar 1 Tessalonisense 4 van vers 13, regdeur tot by hoofstuk 5 vers 10, en u sal sien. Hy beskryf hoe hy ons kom haal,
Hoe die kinders van die Here opstaan uit die dood, die wat in Christus gesterf het, die res van ons saam met hulle in wolke weggevoer word na die Here toe. En direk daarna, direk as hy sê, bemoedig mekaar met hierdie woorde, Jesus kom ons haal, dan sê hy Hoofstuk 5 vers 1, want die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag, die groot verdrukking. Wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf wie? Hulle. Soos die barensnote swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle, my broeders, is nie van die nag of van die duisternis, dat hierdie dag julle soos 'n dief in die nag sal oorval nie. En as jy aanlees, dan staan daar, want ons is nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry. Net soos God Noag bestem het tot saligheid, Lot bestem het tot saligheid, het hy sy bruid bestem tot saligheid. Dit glo ek met my hele hart. U hoef nie met my saam te stem nie, maar dit glo ek met my hele hart. En wanneer hy sy bruid kom haal het, kom die dag van die Here, die dag van sy groot toorn oor hierdie aarde, ook die tyd van Jakob se benoudheid, is nog 'n rede vir die groot verdrukking. Israel moet deur die smeltkroes gaan, om te besef wat hulle 2000 jaar terug gedoen het, en by die wederkoms, Romeine 19 en 11, wanneer die verlosser in Sion verskyn, en sy voete op die Olyfberg sit, as volk tot bekering kom. Dit sê die Bybel ook baie, baie uitdruklik. Is dit nie mooi as jy Openbaring lees, sommer daar in die eerste hoofstuk, dan staan daar, kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien. Iets om na uit te sien, as jy 'n kind van die Here is. Vir die verlore wêreld, sal dit 'n dag van verskrikking wees, as Jesus sy bruid kom haal. Maar vir kinders van die Here, 'n dag van heerlikheid. Ons sluit af. Ons herdenk nie vanaand 'n afwesige Jesus nie, wat weggegaan het en ons wees agtergelaat het nie. Maar die lewende, opgestane, verheerlikte Heiland. Ons aanbid hom op sy troon, waar hy vanaand posisie ingeneem het. Ons erken en aanvaar, hy regeer. Ons omhels met blydskap die gedagte dat hy vir ons intree. Een van ons ouderlinge, as ons in die konsistorie bid elke Sondag, en dankie Here Jesus, dat u vir ons intree by die Vader. Ons aanbid hom, wat opgevaar het hemel toe, en nou kragtig deur sy Gees in ons midde kan en wil werk. Afhangende hoe ons daarvoor oopstel. Ons aanbid 'n Christus wat weer kom, en tot op daardie dag, as die wolke oopskeur en hy in die wolke verskyn, bly die roepstem van die gemeente, Amen. Ja, kom gou, Here Jesus. Amen. Here, ons is woordeloos, sprakeloos oor die wonder van u woord. Dankie dat u alles vir ons so sekuur en haarfyn laat opteken het in die blaaie van die Bybel. Here Jesus, met groot dank in ons harte, aanbid ons u dat ons hierdie hemelvaart vandag kon deurmaak. Ook hierdie diens, ek is so bly, so dankbaar vir elke geliefde broer en suster, wat vanaand in ons harte die wil gehad het, die passie gehad het, om op te kom en te kom hoor, wat hou hemelvaart vir ons in. Laat ons ook met hierdie wete daar buite gaan lewe. Ons is nie wese nie. Ons is nie alleen nie.
Die Heilige Gees, die trooster, die parakletos, wat u gestuur het. Hy is kennelik in ons midde teenwoordig. Hy is bereid om ons elke liewe dag by te staan, te lei, te oortuig, te onderrig. Alles wat u gesê het, hy gaan kom doen. Here, baie, baie dankie. Ons eer en aanbid u in Jesus se naam. Amen.